Goeienaand, geseëndes in Yahweh, in Engels Yahweh. Ek het nou weer net so 'n paar oomblikke gelede gedink aan 'n visioen wat ek nogal 'n redelike lang tydjie gelede, so meer as 'n jaar gehad het. En dit was terwyl ek in Oos-London gebly het. Ek wil net mense waarsku om asseblief seker te wees dat julle harte met Vader Yahweh, met Yahushua Mashiach in Engels, in Afrikaans, Jesus Christus. Alhoewel dit is wat ek geleer het, is nie Bybels nie, wat ek geweet het. Maar ek het nie geweet dat die naam Jesus maar 500 jaar oud is nie. Ek wil julle net waarsku, né? Want in die visioen was dit lig, baie lig. Toe was dit asof ek 'n ligskakelaar gehoor het, afgesit word, en toe is dit pikdonker. Daar kom nog 'n baie moeilike tyd vir die wêreld, voordat die finale lig, die lig van Yahushua Mashiach, kan deurbreek, voordat die koninkryk van lig kan deurkom en deurskyn, moet daar eers donkerte kom. En die woord van Yahweh, die Bybel, waarsku ons veral in Openbaring, dat daar 'n tyd gaan kom wat dinge moeilik gaan wees, wat boosheid gaan meer word, baie meer gaan word. As ons dink ons het nou al alles gesien, ons het nie. Daar kom nog baie. Maak gereed om jou saligmaker, jou koning, jou herder, jou geneesheer, jou voorsiener te ontmoet. Die koning van alle konings, die leeu van Juda, Yeshua Mashiach, die eersgeborene van die dood. Want dit is wat hy gedoen het, toe hy gesterf het aan daardie stuk paal, die vloekpaal, en na 3 dae opgestaan het uit die dode uit. Hy het die skuldlas op hom geneem, wat die duiwels reg was daai tyd. Hy het die sleutels van Hades en hel uit sy hande gevat, saam met hom. Met ander woorde, die duiwel het nie 'n reg op enige gesalfde, enige wedergebore, enige opregte kind van Yahweh nie. Hy het nie. En ja, ons as geseëndes, want almal wat in wie in hom is geseënd. Ons het reg as geseëndes om die woord uit te bring, om mekaar op te tel, en om die duiwel te sê, man, vat jou goed en trek vir Here, want jy hoort nie hier nie, op 'n mooi manier gestel. Maak reg asseblief, maak seker julle harte is skoon, maak seker julle pleeg nie sonde nie, maak seker julle doen wat die Bybel sê. Moenie dat Openbaring 22, waar daar gepraat word van die werke van die vlees, en wat Vader haat, dat dit enige impak op julle lewe gaan hê nie. Enige klein sondetjie kan veroorsaak dat die hemel gemis word op 'n permanente basis. Jy kan hoeveel keer sê dat jy 'n kind van hom is, maar as jy skinder, dan is jy nie. Jy kan hoeveel keer sê dat jy 'n kind van Abba is, en as jy loop en kwaad praat, dan is jy nie. Jy kan hoeveel keer sê dat jy 'n kind van Yahweh is, en lieg, dan is jy nie.
Jy kan hoeveel keer sê jy's 'n kind van Jahweh, maar jy het 'n losse verhoudings met mans of vroue, dan is jy nie. Daar staan in Spreuke, ek dink dis 5 of 6, staan daar 6 dinge, nee 7, wat Vader haat met 'n passie. Een van hulle is skinder. 2 van hulle is om jou voete te vat en na kwaad toe te loop. Dit is belangrik vir Papa Vader, vir Jahweh, dat sy kinders hulle skoon hou van enige boosheid. Enige boosheid. Want dit is nie van hom af nie. Hy is die Vader van lig, van skoonheid, reinheid, heiligheid. Die bose, die ding wat hulle noem Satan, Lucifer, die draak, vader van leuns, wat probeer om alles te kopieer wat die Vader doen en sê. Hy is ook 'n maaksel van die Vader. Vader het hom geskep ook, totdat sonde in hom gevind is in die hemel. Papa het geweet, hy het daai sonde. En dat daar 'n tyd gaan kom wanneer hy moet gaan. En hy het gegaan. En nou val hy elke liewe boetie en sussie aan. Weerstaan hom. Weerstaan hom. Ek self gaan met tye deur moeilike tye. Geestelik word 'n mens aangeval deur die lostonge van mense, sonder dat hulle jou persoonlik ken, of ontmoet het, op 'n behoorlike manier. Ons as sy gesalfdes, want elke persoon wat hom aangeneem het as heiligmaker vir Yeshua Mashiach, is 'n gesalfde van die Vader. Maak reg, terwyl daar nog tyd gevind is om reg te maak. Die aanbod staan nie vir ewig nie. Daar gaan ook 'n tyd kom wanneer, soos die woord sê, Vader se Heilige Gees gaan verwyder van die aarde af. Dan is daar eers groot moeilikheid. In Engels sê hulle, take heed on the warning. En bly geseënd.